Het iemand jou al ooit valslik beskuldig oor iets? Miskien het iemand jou karakter bevraagteken of oor jou gelieg. Hoe het dit jou laat voel? Dink nou vir 'n oomblik. Wat as dit God is wat vals beskuldig word? Ja, Satan het van die begin af leuns oor God versprei. Dat God nie regverdig is nie, dat hy nie regtig omgee nie, dat hy nie lief is vir ons nie, dat hy liefdeloos is. Ons les vandag wys hoe God uiteindelik van alle blaam gesuiwer word. Hoe die hele heelal sal sien dat God goed, regverdig en liefdevol is en dat hy dit altyd was. Kom ons kyk saam hoe die Bybel dit aan ons verduidelik. Baie welkom, dankie dat julle inskakel by vandag se bespreking van ons weeklikse les. Hierdie week kyk ons na les 11. Wat meer kon ek doen? Vir 8 tot 14 Maart. Hierdie week se teksvers is in Johannes 18 vers 37. In die 2020 vertaling lees dit soos volg. Is u dan tog 'n koning? Het Pilatus gevra. Jesus antwoord hom, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld gekom om oor die waarheid te getuig. Elkeen wie se bestaan in die waarheid gegrond is, luister na my stem. En dan in die ou Afrikaanse vertaling lees Johannes 18 vers 37 soos volg. Pilatus sê toe vir hom, is u dan tog 'n koning? Jesus antwoord, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom om vir die waarheid te getuig. Elkene wat uit die waarheid is, luister na my stem. Kom ons bid. Dankie Hemelse Vader vir nog 'n geleentheid, 'n nuwe dag, u woord en Here vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Want u beloof, as ons u naam vergader, is u daar. Spreek asseblief in ons, deur ons en tot ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie welkom en baie dankie dat julle saam ons inskakel. Baie dankie vir elkeen wat die duimsop knoppie druk. Baie dankie vir julle gebede en julle ondersteuning. Dit word opreg waardeer. Ons kyk vandag na Donderdag 13 Maart. God word van blaam gesuiwer. In die groot stryd tussen goed en kwaad is daar 'n belangrike vraag. Is God regverdig? Is hy liefdevol? Satan het God se karakter beskuldig en probeer wys dat God onregverdig is. Maar deur die verlossingsplan wat die Vader, die Seun en die Heilige Gees beplan het, word God se karakter volledig en finaal reg bewys. Gaan kyk gerus 'n bietjie na Romeine 3 vers 25 tot 26 en Romeine 5 vers 8. God wys deur Jesus se kruisiging dat hy regverdig is en dat hy sondaars liefhet. Maar God bewys sy liefde teenoor ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was, sê Romeine 5 vers 8. Wat beteken dit dat God van blaam gesuiwer word? Die lesie vir ons moet kyk na Romeine 3 vers 1 tot 4 en Jesaja 5 vers 3 tot 4. Kom ons kyk daarna. Die vraag wat dan gevra word is, wat leer dit oor die feit dat God en nie net die verlostes nie, in die groot stryd van blaam gesuiwer word? Romeine 3 vers 1 tot 4 lees, wat is dan die voordeel van die Jood, of wat is die nut van die besnydenis? Groot in alle opsigte, ten eerste tog seker, dat aan hulle die woorde van God toevertrou is. Want, wat maak dit as sommige ontrou geword het? Sal hulle ontrou miskien die getrouheid van God vernietig? Nee, stellig nie. Maar God moet waaragtig wees en elke mens leenagtig, soos geskrywe is, sodat u geregverdig kan word in u woorde en oorwin as u gerig hou. Dan Jesaja 5 vers 3 en 4. Nou dan, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, oordeel tog tussen my en my wingerd. Wat is daar meer te doen aan my wingerd, wat ek daar nie aan gedoen het nie? Waarom het ek verwag dat dit druiwe sou dra, en dit het wilde druiwe voortgebring? In hierdie gedeeltes sien ons iets besonders. God laat mense toe om hom te oordeel. Hy sê, o inwoners van Jerusalem en manne van Juda, oordeel tog tussen my en my wingerd.
Dis in Jesaja 5 vers 3. God vra die mense self, het ek iets verkeerd gedoen? Selfs al is ons maar net skepsels, gee God ons die kans om sy karakter te oordeel. Hy sê, kom kyk self, kom oordeel self. Dit wys hoe seker God is van sy liefde en geregtigheid. Kom ons kyk na die rol van die oordeel in God se blaamsuiwering. Daar is twee belangrike oordeele. Eerstens die ondersoekende oordeel voor Jesus se wederkoms. Hier word die rekords of die boeke oopgemaak, soos ons lees in Daniël 7 vers 10. En die hele heelal sien God se regverdigheid. God wys dat hy niemand onregverdig oordeel nie. En dan tweedens, die oordeel na die wederkoms, waarvan ons lees in Openbaring 20 vers 12 tot 13. Die verlostes sal die boeke ondersoek en self kyk hoekom God sekere mense gered het en ander nie. Selfs die engele sal geoordeel word. Ons lees dit ook in 1 Korintiërs 6 vers 2 en vers 3. So God gee aan almal die kans om sy dade te verstaan en te sien dat hy nooit 'n fout gemaak het nie. Uiteindelik sal almal herken dat God regverdig is. Kom ons kyk na Openbaring 15 vers 3 en Openbaring 19 vers 1 tot vers 6. Openbaring 15 vers 3 sê: En hulle het die lied gesing van Moses, die diensknegt van God, en die lied van die Lam en gesê: Groot en wonderlik is u werke, Here God Almagtige, regverdig en waaragtig is u weë, o koning van die heiliges. En dan Openbaring 19 vers 1 tot 6. En na hierdie dinge het ek iets soos 'n groot stem van 'n groot menigte in die hemel gehoor wat sê: Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here ons God, want sy oordeele is waaragtig en regverdig, want hy het die groot hoer geoordeel wat die aarde met haar hoerery verderf het, en hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. En vir die tweede maal het hulle gesê, Halleluja, en haar rook gaan op tot in alle ewigheid. En die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het neergeval en God aanbid wat op die troon sit en gesê, Amen, Halleluja. En hulle stem het uit die troon uitgegaan en gesê, Prys onze God, al sy diensknegte en julle wat hom vrees, klein en groot. En ek het iets gehoor soos van die stem van 'n groot menigte, en soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van sterk donderslag wat sê, Halleluja, want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. In die hemel sing die verlostes, groot en wonderbaarlik is u werke, Here God Almagtige, regverdig en waaragtig is u weë. Openbaring 15 vers 3. Elke enkele wese sal moet erken dat God regverdig en liefdevol is. Gaan kyk gerus ook na Filippense 2 vers 10 tot 11. Dit sê onder andere, sodat in die naam van Jesus elke knie sou buig en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is. Selfs Satan en die gevalle engele sal moet erken dat God regverdig is. Waarom is die blaamsuiwering van God so belangrik? Wel, dink hieraan. Wanneer iemand vreeslike beskuldigings, vreeslike leuns oor jou vertel en jou geliefde begin daaraan glo, vernietig dit julle verhouding. Net so kan God nie 'n liefdevolle verhouding met die skepping hê as hulle hom wantrou nie. Daarom moet God se karakter volledig en openbaar gerehabiliteer word, sodat daar weer volmaakte liefde en vertroue tussen hom en sy skepping kan wees. God wil hê dat ons sy liefde sal ken en hom sal vertrou, nie omdat ons gedwing word nie, maar omdat ons weet hy is goed. Wat beteken dit vir my? Glo ek dat God goed en regverdig is, al verstaan ek nie altyd alles wat hy toelaat nie. Vertrou ek God met my vrae, my pyn, onsekerhede, omdat ek weet, hy sal dit uiteindelik verduidelik. 1 Korintiërs 4 vers 5 onder andere sê, dan sal God die verborgde dinge van die duisternis aan die lig bring. Uiteindelik sal God se naam, karakter en liefde in die heelal geëer word. Die vraag is, wil jy nou al aan God se kant staan, aan die kant van liefde, regverdigheid en waarheid?
Kom ons kies vandag om God te vertrou, al verstaan ons nie alles nie. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir hierdie pragtige les, waar ons kan weet, Here, dat ons nie net gered gaan word, maar dat U naam gesuiwer gaan word van al die valse leuns, dat al die hemelse wesens U in opregtheid en vertroue gaan aanbid en eer en lief hê, omdat U 'n God van liefde is. En daarvoor dank en loof en prys ons U in Jesus se naam. Amen.